Lukas 16, 19 tot 31, Rykman en Lazarus. Het jy ooit gewonder wat werklik saak maak aan die einde van jou lewe? Ons jag sukses, gemak, status, maar wat bly oor daar as die kleiklap lysie voltooi is? Wat bly oor op die einde van jou lewe? In Lukas 16 vertel Jesus 'n storie wat ons dwing om daaroor na te dink, die ryk man en Lazarus. In Lukas 16 lees ons van 'n ryk man wat alles gehad het, groot huis, fyn klere, elke dag was 'n fees. En dan was daar Lazarus, 'n arme man, vol seer, wat voor sy hek gelê het, albei sterf, maar al ewige bestemming is heeltemal anders. Die ryk man eindig in pyn, terwyl Lazarus by Abraham in vrede is. Waarom? Nie omdat die ryk man ryk was nie, maar omdat sy hart op homself en sy gemak gesit het, nie op God nie. Dink aan jou lewe hier in Pretoria Oos. Ons word omring deur verleiding om te leef vir onsself. Die nuwe kar, die volgende bevordering. Maar Jesus sê in vers 25, die dinge van hierdie wêreld vervaag gou. Wat bly, is of jy God vertrou het. Ek ken iemand, kom ons noem hom Pieter. Hy het alles gehad, maar hy steeds leeg gevoel. Toe Jesus se oproep tot bekering hoor, het hy sy lewe omgedraai. Nie deur sy geld weg te gee nie, maar deur sy hart, sy denke, sy drome oor te gee aan God en op hom te fokus. Vra jouself af, waarop bou jy jou lewe? Is dit op eie krag of op God se genade? Lukas 16 herinner ons, nou is die tyd om te glo, om Jesus te volg. Praat met iemand in jou kerk, lees hierdie gedeelte, bid vir 'n hart wat God soek. Die ewige lewe begin nou, met 'n keuse om Jesus te vertrou.